Vanoggend in die ateljee saam met my is André van der Vyver. Hy is die uitvoerende direkteur by Sekotta en ons praat 'n bietjie oor die koringbedryf, maar ook koringtariewe. André, baie welkom by Grootplaas. Goeiemôre, ja, dankie vir die geleentheid. Het is lekker om weer terug te wees. Dit is lekker om met jou te gesels. Skets vir my die konteks as ons praat oor die koringtarief op die oomblik. Nuutste, wat gaan aan? Ja, ons het al vir 'n geruime tyd 'n stelsel waar daar invoertariewe op koring is. En hierdie tarief varieer van tyd tot tyd soos pryse internasionaal verander. Ons kan nie nou meer daar sê. Maar dit is weer een van daai aanpassings wat plaasvind onder 'n bepaalde reëling wat daar is. So die tarief is nou wat ons noem getrigger en dit omdat pryse internasionaal gedaal het en daarom het die tarief weer opwaarts aangepas word volgens bepaalde ooreenkomste wat bestaan. En hierdie tarief die huidige tarief is R549 per ton en die verhoogde tarief sal wees R856. Dit is 'n aansienlike verskil, né? Nee? Ja, dit is heeltemal korrek. Dit klink miskien meer as wat dit is, want mens moet dit in die konteks plaas van die prys van koring ook, prys van ander afgeleide produkte ensovoorts. So ek sal iets daar ook byvoeg. André, vertel vir my net eersins, wie is Sekotta en wat se belang het julle in die bedryf? Wel, Sekotta verteenwoordig die graanhandelaars. So ons koop al die koring by die boere en dan verskaf ons dit aan die meelenaars, maar op die internasionale kant voer ons ook al die koring in. Nou daai koring wat ingevoer word, gaan natuurlik ook na die meelens toe. So die koring wat dan ingevoer word, het 'n tarief op die ingevoerde koring wat by die prys in berekening gebring word. Dit word bygetel en is deel van die kostes van koring wat deur die meelenaars gemaal word. Ek dink as ons 'n paar tree terugneem, waar kom die huidige koring invoertarief vandaan? Daar was in 2016 reeds 'n ooreenkoms getref tussen die meelenaars en die produsente onder leiding van ITEC wat verantwoordelik is vir die tariewe onder handel en nywerheid. En hierdie ooreenkoms maak voorsiening daarvoor dat as die koringprys styg internasionaal, dan daal die tarief en as die koringprys internasionaal daal, dan styg die tarief in Suid-Afrika en dit is juis om die koringbedryf te beskerm teen gesubsidieerde produksie en uitvoere internasionaal. Ek dink as ek sommer ook net met jou as ons die groter prentjie bietjie daaroor kan praat, is Suid-Afrika se koringbedryf op die oomblik. Hoe gaan dit? Hoe sterk is die bedryf? Wat is sy bydrae? Ja, ongelukkig die bedryf sukkel om mee te ding, veral teen gesubsidieerde koringinvoere. Daar is ook ander produkte wat baie winsgewend is en koring vorm maar net deel van 'n pakkie van produkte wat die produsent kan produseer. So ons voer toenemend meer koring in Suid-Afrika. Ons produseer maar nog steeds min of meer dieselfde, maar die vraag na koring styg soos wat die bevolking meer word ensovoorts. So daarom voer ons nou deesdae meer koring in. Net om dit in konteks te plaas, hoeveel koring voer Suid-Afrika in en kom julle agter, word dit meer of word dit minder? Ja, die vraag is so 3,5 miljoen ton koring per jaar vir Suid-Afrika. En ons voer ongeveer 50% van die koring deesdae in. Hoekom is dit so? Dit styg geleidelik soos ek net gesê het. So. Hoekom se baie invoer? Wel, dit is 'n mededingende produk ten opsigte van ander produkte soos mielies en sojas. Dit is die een rede. Die ander produkte is ook baie keer meer winsgewend om te produseer as dit te doen met produksietegnieke, tegnologie wat deurkom, opbrengste van die verskillende produkte en so produsente maak maar 'n keuse, hulle het wel wisselbou ensovoorts. Maar hulle gaan ook maar na die produkte wat mees winsgewendste is. Ja. Maar die koringbedryf is strategies baie belangrik. Ja. Dit is in enige land so, saam met vir jou voedselsekuriteit, in ons geval saam met witmielies veral. En so dit is belangrik dat die koringbedryf ook, kom ons moet sê, opgepas moet word, om seker te maak dat die koringbedryf hier daarom nog steeds funksioneer en dat dit behou word. Ons kan nie net op enige produk op invoere staat maak nie. Ek dink ook dat om seker te maak dit floreer. Want mens is afhanklik van hierdie bedryf, né? Ja, dit verseker moet dit winsgewend genoeg wees sodat produsente wel nog koring wil plant. Ja. So,
Sê vir my, as ons dit net bietjie kan opbreek, wat presies het aanleiding gegee tot die verhoging, hierdie tariefverhoging? Wel, in hierdie ronde wat gebeur het is die prys internasionaal, die harde rooi winterkoring wat ons gebruik as maatstaf internasionaal het beweeg siklies en in die laaste siklus het daai prys weer gedaal. En as hy onder 'n sekere periode daal vir 'n sekere periode 3 weke in 'n ry, dan gee dit aanleiding daartoe dat die tarief weer aangepas word. En dit is wat nou onlangs gebeur het in die laaste 3-4 weke. Het hy daai daling getoon en daarom is dat nou daar nou weer 'n geleentheid om die tarief aan te pas, né? So die instansie wat werk wat wie se belang dit die meeste affekteer, so in hierdie geval vir die produsente, hulle sal waarskynlik dan aansoek doen by ITAC om die tarief opwaarts aan te pas, maar as die tarief daal of as die koringprys styg en die tarief moet daal, dan sal die meelenaars waarskynlik aansoek doen vir 'n verlaging in die tarief. Ons het dit ook gesien tydens COVID en met die begin van die Oekraïense oorlog dat koringpryse internasionaal baie hoog gestyg het en die tarief het toe nou verlang vir meer as 2 jaar na 0 toe gedaal. Want toe is die beskerming nie nodig nie. Die internasionale prys was hoog genoeg en die plaaslike prys wat 'n afgeleide prys is, was ook hoog genoeg. Volgens jou, wat is die algemene gevoel oor hierdie tariefverhogings? Wat sê die mense daar buite in die bedryf? Wel, mens moet miskien net kyk na wat 'n impak het dit op die waardeketting. Ja. Koring maak maar omtrent 23% uit van die koste van 'n brood. So dit is maar 'n relatiewe klein kostekomponent. Daar's baie ander komponente, diesel, arbeid, elektrisiteit ensovoorts wat die res van dit opmaak. Ja. En dan is die prys van koring is nie altyd gekorreleerd met die prys van die brood nie. So ons sien baie keer dat die prys van koring sal op of af gaan en dit sal nie die prys van brood affekteer nie, want die waardeketting is lank en daar's baie faktore wat 'n rol speel. So ons sal maar moet sien wat die impak is vorentoe, maar intussen tyd het dit 'n wesenlike verligting vir die produsent om hom te beskerm en om seker te maak dat die koringbedryf dan nou gesond is in Suid-Afrika. En as ons kyk na die daling internasionaal in die koringprys, wat het dit veroorsaak? Ja, daar is op hierdie stadium 'n genoegsame aanbod van koring internasionaal deur die verskillende lande wat produseer. Daar's 'n groot verskeidenheid van lande wat koring produseer en ons kry ook winter- en lentekoring. Ja. So jy kry koring wat in die noordelike halfrond en in die suidelike halfrond geproduseer word. Maar hierdie is die tyd waar het meeste van die winterkoring nou na die mark toe begin kom. En daar is genoegsame koring. So dit gaan maar in siklusse. En dit is 'n siklus wat weer sal draai ook en dan sal die prys weer opgaan. Ja, dit doen altyd, né? Ja, veral in die landbou. Ja, So. in die landbou draai altyd. As ons kyk na die huidige stelsel, hoe vind implementering dan onder hierdie huidige stelsel plaas? Ja, so dit is waar die probleem inkom. As jy koring invoer en die tarief moet bygevoeg word tot die koste van die koring, Ja. En daar's 'n wysiging in die tarief, dan wil jy graag hê dat die tarief so vinnig as moontlik, ek kan maar sê onmiddellik geïmplementeer moet word, want as dit nie gedoen word en jy sit en wag vir die tarief, dan bring dit groot onsekerhede en risiko's mee. En veral vir my lede wat die koring invoer, maar ook vir die hele bedryf geld hierdie onsekerheid en dit bring addisionele kostes ensovoorts mee. So tans as die tarief aangepas moet word, dan moet dan bereken SAGIS die tarief, dit is die Suid-Afrikaanse Graan Inligtingsdiens, en hulle publiseer dit, dan gaan dit na ITAC toe, hulle verifieer dit, en dan moet die minister van Handel en Nywerheid en Mededinging die tarief goedkeur, maar na hy dit goedgekeur het, dan moet dit ook gaan na die minister van nasionale tesourie toe, wat dit ook moet goedkeur, en hulle het ook personeel wat ook die tarief verifieer en inset lewer, en dan uiteindelik gaan dit na die inkomstediens toe, na SARS toe, wat dit moet publiseer in die regeringskoerant, staatskoerant. So dit is 'n baie lang proses en ongelukkig is hierdie proses nie effektief nie. So ons sien op die tabel ook dat in die voorafgaande 2 kere het ons 6 maande gewag vir die tarief om geïmplementeer te word en daarna 4,5 maande. So dit bring groot onsekerheid vir die bedryf en dit is nie wat ons soek in landbou nie. Ek dink as ons net weer oor die waardeketting kan praat, wat sal die huidige verhoging beteken vir die hele waardeketting?
Wel, dit hang af waar in die waardeketting jy natuurlik jouself posisioneer. Ja. Sodat dit verskillende impakte op die verskillende spelers in die waardeketting. Ja. Maar dit is belangrik dat die waardeketting gesond bly. Yep. Oral vanaf die produsent deur na die meelenaar toe. So, en dit is so dat daar's miskien sekere partye wat nou groter voordeel sal trek uit 'n verhoging van die tarief, maar die omgekeerde geld net soveel, soos toe die tarief gedaal het en daar geen tarief was nie. Maar toe was pryse weer hoog internasionaal, maar daar was geen tarief nie, en dit het dan veroorsaak dat daar dan nou weer, of miskien meer in die afsetkant, voordele getrek is as daar geen tarief is nie. Ja. Maar dit word gekontra deurdat die prys dan weer internasionaal hoog is. Ja. En ons nog steeds invoer. Ja. So die impak word wel geëgaliseer deur die hele waardeketting. Ek dink nie daar's een komponent of een faset van die waardeketting wat onnodig voor- of nadele trek wanneer daar aanpassings gemaak word nie. Nou, ek verstaan dat julle by iTech aansoek gedoen het om die implementeringsmetodiek te wysig. Vertel vir my meer daarvan. Ja, dit is juist hierdie lang uitgerekte proses wat eintlik onaanvaarbaar is vir die bedryf en spesifiek vir sekere spelers soos my eie invoerders. En so wat ons voorgevra het is dat ons nou kyk na 'n nuwe metodiek van implementering en ons het voorgestel dat dit werk soortgelyk aan die petrolprys wat maandeliks aangepas word. Okay. So elke maand sal Sagas nog steeds die tarief bereken, ongeag of hy verander het of nie. Dit sal deurgestuur word na handel en nywerheid toe, wat dit net sal verifieer dat die syfers korrek is en daarna deurgestuur word na die na SARS of die inkomstediens om dit te publiseer. So wat dan om dit vooraf te gaan as hierdie aansoek wat ons saam met Graan SA gebring het, as dit aanvaarbaar is en iTech dit goedkeur, dan moet dit deur die minister eenmalig afgeteken word om te sê hierdie metodiek geld dan. So dan sal hy die metodiek afteken, hy en natuurlik die minister van nasionale tesourie. En daarna sal dit nie weer nodig wees nie. So as 'n berekening en 'n aanpassing nodig is, dan werk ons op hierdie formule en hierdie metodiek en dan word dit net elke maand deurgestuur. Dit is presies hoe die petrolprys werk. Daar's 'n metodiek wat in plek is, as daar word 'n berekening gedoen en dan word die aanpassing gedoen maandeliks. Dink jy julle aansoek gaan suksesvol wees? Ek dink so. Ek dink dit sal juis 'n verligting en 'n voordeel bring vir die hele waardeketting. Ons het net nou verwys hoe belangrik dit is dat die waardeketting gesond is. Want as alle partye nie voordeel trek uit sekere veranderinge in die waardeketting nie, dan is die waardeketting nie gesond nie, dan sal net sekere partye. So ja, ek dink dit behoort goedgekeur te word. Mense hoop so. Wel, ek moet sê ek is dankbaar. Ek weet dat soos jy nou genoem het, daar is maar goed in die industrie wat as uitdagings gesien word. Maar baie sterkte en hou ons op hoogte. Ek sal. Dankie vir die geleentheid.